Môre almal. Môre. Maar hier lyk of die wegraping hier by ons plaasgevind het. Maar ons dink aan almal wat op die paaie is, dat die vanmôre hier kan wees. Piet hulle en Tinus hulle en ja, hier's 'n klomp wat nie vandag hier is nie, maar wat 'n bietjie kuier en tye siek. So, maar maak nie saak nie, die wat hier is, prys die Here. Ons is bly dat hier opgekom het. Ja, smaak ek dan deel van die mense al wegstaan. Dan so 'n bietjie nader in die gehoor kom. Ag ek dink ons weet teen hierdie tyd ons afkondigings. As julle nie geweet het van 10:00 wat die diens begin, sou julle seker nie nou hier gewees het. En Dinsdag het ons kunsklasse en wanneer het ons weer Woensdag het ons lekker lering teachings wat ons aanbied. Dis baie lekker. En wat het ons Donderdag het ons lekker gebedsklasse. So die dinge loop. Vrydag het ons lekker voorsangoefening. Is daar nog iets wat ons Vrydag nie? Ja, die jeug is mos ook Vrydag aande. Ja. Die wat sê dan? Ons stap nie meer saam sê. Hoor moenie vergeet van dan is in die aande 6:00 stappie. Ja. Ons het 'n stapklap hierso. So moenie vir my 6:00 kom pla nie. Ek moet gewig verloor. Nee, ek maak sommer grap, maar as die wat wil saamstap, ons stap altyd 6:00 en julle is meer as welkom. En dan wil ons dan net, ons jeug is nou nie almal vanmôre hierdie, maar hulle het gister geopereer in 'n karre gewas daar in die son. So ons wil regtig Johnny en sy span en daar waar Laurens hulle. Almal in 'n wikkels. Hulle het almal pragtig hulle kant gebring. En dis Annie wat Maika wat vir ons die tank daar kom los het. 'n mens sien dit raak werklik. Dis my lekker as 'n mens sien almal het so bygedra. Ook ons Jeffel verkoopbry en Kerry vetkoeke baie goed gedoen en mense wat nog ekstra vir ons bygedra het vir die jeugkamp. So groot jeug en jong jeug. Ja, die movie aand was hierheen, dit was 'n bedrywige naweek, ek sweet nou nog. So, maar almal baie dankie, ons waardeer dit werklik. So, Loukie, sal jy vir ons open? Baie, net gou goed so. Kom om Jan te tel. Jan? Dankie. Vanaand 6:00 is Jan van Wykie, so baie dankie, ek het nou regtig heel vergeet van. Is Jan van Wykie, hy kom gee sy getuienis hier by ons by die kerk. Baie mooi getuienis. Werklik waar, dis die moeite werd om te kom luister. So voel vry en kom luister. U sal nie spyt wees nie. Amen. Dankie Loukie, dit was vir ons open. Here Jesus, ons is hier omdat U dit vir ons moontlik gemaak het. Want Here Jesus, U is mos die Alfa en die Omega. Here, U is alles. Here, en soms dink ons dat U nie alles is nie, waar ons dinge in ons eie hande wil neem. Here Jesus, en dan moet ons maar net agterkom dat ons vertroue moet in U wees. Here Jesus, staan asseblief vir elke een vanmôre hierby. Here, raak vir elke een aan, dat U Heilige Gees elke een aanraak. Want Here, ons het nie vanmôre gekom om na 'n mens te kom luister nie. Ons het kom na U boodskap kom luister waarvoor U diensknegt gaan gebruik. Here Jesus, en ek sê vir U baie dankie dat ons kan weet dat U woord nie na U toe leeg sal terugkeer nie, want dis wat U woord vir ons sê. Here, dankie vir almal wat getrou is en hulle bydraes gee sodat hierdie gemeente kan bestaan. Here Jesus, U weet wat alles nodig is, maar Here, ons kan ook sê en ons kan getuig dat U voorsien. Here, soos wat U in elke een van ons se lewens voorsien. Here Jesus, gaan asseblief verder met ons en ons bid U seën af
oor hierdie diens. Dit vra ek in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Kom saam hier voor en ons sing lekker saam ons voorsangers en ons geliefd. En ons laat loop dat die vure val. Amen. Behold, I
wat ons U sien. Here, wat ons U gaan ontmoet. Wat ons sing so baie en ons bid so baie, Here, kan ons net U gesig sien, kan ons net U voel. En daai dag, Here, ek weet nie van julle vanoggend nie, maar as ek net dink aan daai dag wat ek my redder, my Jesus gaan sien, dan maak dit die moeite werd wat ons hier deurgaan, Here. Alles net vir U. Amen.
verslaaf elke dag vir wat jy doen. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Sit jou hand op die land aan die ewige strand. Daar's 'n oog wat jou altyd hier sien. Waar jy sit of waar jy staan, op jou weg waar jy ook gaan, daar's 'n oog wat jou altyd hier sien. Dis Jesus oog wat jou sien. Hy doen verslag elke dag vir wat jy doen. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Dis Jesus oog wat jou sien. Hy doen verslag elke dag vir wat jy doen. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Encore asseblief. Encore asseblief. Amen. As ek die ding aansit, dan oor. Kom ons sal dan oor as ek net hierdie ding aansit en nie neersit. Amen. Dat hulle maar vir my dat weet as hulle nie hoor nie. Amen. Nou hier vanmôre wil ek graag vir ons 'n deeltjie daar uit Markus 3. Ons het eendag het ons 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek het dit nie so volledig deurgegee nie. Daai Markus 3 vers 27. Markus 3 vers 27. Wil ek graag met ons deel vanmôre. Jy moet werklik, as dit vir u moontlik is, Woensdag, moenie mis nie. Ons het 'n baie goeie tyd wat ons saam met die Here het. En baie mense kom deur, daar's deurbraak in mense se lewens. Werklik waar. Nie oor ons wat so goed is nie, maar oor die Heilige Gees wat skoonmaker werk. Werklik ons as mense is mos niks nie. Is dit nie waar nie? Ons kan vir ons blou praat en worstel en roei en stoei, maar as die Gees van die Here nie werk, gebeur niks nie. Dis wonderlik. Nou hierdie stukkie sê vir my vanmôre, Markus 3 vers 27, hy sê niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man boei nie. En dan sal hy sy huis beroof. En dit is vir my 'n baie kosbare stukkie vanmôre om dit u te deel. Ek wil net hier is nou so baie goed op hierdie lesenaar of preekstoel dat ek nou nie meer weet waar om te begin nie. Nou vanmôre wil ek met ons gesels. Dit is vir my baie belangrik dat die Here sê vir ons in sy woord dat hy sê daar die grootste gebod is jy moet die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself. Nou as daar een is wat weet dat dit God se hart is, dan is dit Satan. Dan is dit sy demone. Hy weet hoe God voel oor ons as sy kinders.
Hy weet hoe God voel oor iemand 'n sondaar dat hy moet tot redding kom. So dis vir die Here baie belangrik dat die sondaar moet tot redding kom en ons wat by die Here is moet groei. En dis vir my hartseer as 'n mens kyk na kinders van die Here, na ons as gelowiges dat ons nie werklik groei in die Here nie. Verstaan nie, want dis vir my belangrik dat ons kan identifiseer wat is die probleem dat ons stagneer. Want geen kerk in hierdie lewe is veronderstel om te stagneer nie. As jy met die gees van die Here wandel, dan kan 'n gemeente nie stagneer nie. Dan kan die mense binne nie stagneer nie. Dan kan jy in jou eie lewe nie stagneer nie. Daar's nie 'n manier nie. Want die gees van die Here vernuwe iets elke dag iets nuuts. Hy wys elke dag vir jou iets nuuts van God se hart. Verstaan jy? So dis belangrik en irriterend soos dit maar weer eens is, maak stilte tyd. Mense, jy sal nooit kan groei as ons nie stilte tyd met God maak. Werklik, jy kan maar vir my sê, daar begin hy alweer. Nou, vanmôre begin ek alweer, want alles in hierdie woord van God gaan oor stilte tyd. As jy nie gaan stilte tyd maak nie, sal jy nooit ontdek wat God se hart is. Nou vanmôre wil ek met jou deel, en dit is vir my vreeslik belangrik as ons hierdie kategorieë vat, en ons praat van verhouding met God, verstaan jy, die Here is erg oor 'n verhouding met hom, want hy is 'n God van liefde en hy is 'n God van verhouding. Verstaan jy, so, hier's 3 kategorieë, hier's 'n verhouding met God, hier's 'n verhouding met jou naaste, en 'n verhouding met jouself. Verstaan jy, kan jy nie glo, ons het mos eendag gepraat dat jy vir jouself ook moet lief wees. Dis belangrik, want God sal nie in sy woord sê, en vir jouself. Jy moet die Here jou God, jou naaste en vir jouself. Nêrens sê hy ons van hoogmoedig wees. Hy praat nie van die hoogmoed. Hy praat van om tevrede te wees met hoe God jou gemaak het. Ons moet nie complain en kerm elke dag oor hoe ons lyk nie, ons omstandighede nie. En mense as jy lief vir my nie, al hierdie goeders, verstaan jy? Die Here wil elke dag iets nuuts in jou begin. Verstaan jy? Hy wil iets nuuts vir jou wys. Maar as daar een is wat vanmôre hierdie ding weet, dat hoe belangrik jou verhouding met God is, en ons gaan volgende Sondag gaan ons verder aan met jou verhouding teenoor jou naaste, en verhouding teenoor jouself, want ek het hierdie reeksie so uitgesit, dis net te veel vir op een slag te praat, want daar is te veel om te ontdek. Yes, man, ek raak so opgewonde. Mense, ons moet werklik die woord van God vat. Moenie net sit en lees nie, man. Weet die Here het ook Google vir ons as kinders van die Here gegee. Verstaan jy? Hy het ook YouTube vir ons gegee. Gebruik dit net reg. Moenie met goddelose dinge staan nie, want dan is jou hart in elk geval boos voor God. Maar as jy met die regte doel, dan sal die gees van die Here vir jou dinge openbaar, man. Maar om vanmôre verder te gaan, dit is vir God belangrik dat ons 'n verhouding met hom moet hê. En die Satan weet hoe belangrik dit is. So ons praat vanmôre oor die verhouding met God. En as ons praat soos ons nou hier gelees het, dan hoor ons wat die woord van die Here sê, dat God sê, dis belangrik dat ons eers die sterk man moet vasvat. Ja? Die sterk man. En as hy praat van die huis, dan praat hy van my en van jou. Hy praat nie van iemand anders, hy praat van kind van die Here. Maar hy praat ook van 'n ongelowige. Verstaan jy dat die sterk man in die huis eers moet vasgevat word? Sonder om hierdie sterk man vas te vat, want jy sien in ons mind, ons praat ons elke dag van, ons het ons hart vir die Here gegee, maar die sielsdimensie, Vader, Seun, jy moet die Here jou God lief hê, jy moet jou naaste en jouself. Nou kom die sielsdimensie, is presies dieselfde. Denke, wil en emosie. Kyk hoe kom hulle in 'n kategorie. Elkeen loop in dieselfde lyn. Denke, wil, jou liggaam is onder die kategorie van jouself. Ja, is dit nie wonderlik? Jou wil is onder die kategorie van jy moet jou naaste lief hê. En jou gedagtes, jou denke, hierdie ding, hierdie norrel, soos hulle sê daar in Namibië. Jy moet jou norrel, jou gedagte reg kry. Verstaan jy, daar is belangrik dat jy hom in lyn met God kry. Is dit nie waar die sielsdimensie praat ons van jou denke, wil en emosie? Dat ons hierdie ding moet reg kry, mense.
ons dink so verkeerd, ons redeneer so verkeerd. En jy sien dis omdat ons harte nie reg is nie. Daar is geen ander oplossing nie, man. Daar is geen rede, daar is geen ander verskoning. Dis omdat ons harte voor God nie rein en opreg is. Verstaan nie vanmôre, dis so belangrik dat ons in lyn met God begin kom. Jy sien, en die Satan weet dit. Die vyand weet dit, en hy weet, dis hoekom die woord van die Here, hulle beskuldig daar vir Jesus, man, jy's Beelzebul, jy's eintlik die Satan, verstaan jy? Wat 'n groot belediging vir die seun van God, wat kom na sy kerk toe, na sy mense toe. En wie beledig hom? Die Fariseërs, die kerk sê vir hom, jy's eintlik die Satan. En dis hoekom hy vir hulle vra, hoe kan die Satan homself uitdryf uit 'n mens uit? Verstaan jy, dis 'n belediging, en op einde van die dag dan sê die Here Jesus daar, hy sê julle kan beledig en jy kan aangaan, maar as jy sondig teen die Heilige Gees, sal dit jou nie vergewe word. En dit is belangrik vanmôre mense dat ons verhouding, ons lewe vir God moet gee vanmôre. Dis belangrik dat die Gees van die Here in ons lewe vanmôre moet kom. Anders gaan niks in jou lewe gebeur. Jy gaan 'n leë dop wees vanmôre, man. Jy sal op pad nêrens heen wees nie. Jy moet op 'n dag in jou lewe kom en jou hande opsteek en sê, Here, kom in my lewe in. Verstaan jy, as daar nie 'n change in jou lewe is, het jy nie die Heilige Gees in jou lewe nie. Dat dis Gods onmoontlik dat jy dieselfde kan wees sonder met die Gees van die Here. Verstaan die mense, dis belangrik dat ons die Gees van die Here, en dis hoekom Jesus vanmôre sê, dis belangrik om die sterk man in die huis, en ons gaan vanmôre so 'n bietjie praat oor die 4 sterk manne wat jou verhouding met God wil verongeluk. Daar kan nog baie meer wees, maar die 4 sterk manne wat jou verhouding, wat tussen jou en God staan, wat wil verhoed dat jy in 'n mooi verhouding met God en met die Heilige Gees van God kan kom. Dis belangrik dat ons hierdie identifiseer en kan vasmaak, want die Here sê, as jy nie die sterk man nie, as jy nie die demoon, en man, ons gaan Woensdag gaan ons praat oor bind en ontbind, want wie hier's 'n geliegder in die Pinksterkerke? Ek sê dit, met alle respek. Hier's 'n geliegtery en nonsenspratery en in die vlees wandel, en dan gee ons hierdie vleeslike gemors deur, en ons mense, die kinders van God, bly in gevangenis. Hulle kom nie vry nie, want ons glo, dis soos ons maar gemaak het en ons mors maar so aan, en op einde van die dag is daar nooit oorwinning, dat ons kan werklik voel, man, ek het deurbraak in my lewe nie. Is dit nie waar nie, man, ek het deurbraak in my lewe, ek geniet die Here, dis vanmôre belangrik, ek wil hom vanwyk geniet die Heilige Gees in my lewe, ek geniet my verhouding, ek geniet my wandeling weer met die Here. Daar's baie issues en goedjies, maar op die einde van die dag, hoe lekker is dit, as die aanslaan die vyand so kom, dan gaan sit ek net terug en sê, prys die Here, want ek weet, verstaan jy hoekom kan ek sê, prys die Here, want ek weet wie aan my kant is. Wat sê Romeine, wie kan teen ons wees as Christus vir ons? Wie kan teen ons? Niemand, man. As Jesus ten volle in my lewe manifesteer, wie kan teen my wees? Wie kan wat doen teen my? Niemand in hierdie lewe nie. Want jy sien wat het gebeur. Ons kan nie die sterk man vasmaak. Moenie laat een vir jou lieg nie, man. Moenie laat mense vir jou lieg nie. Ons kan nie die sterk man in 'n lewe vasmaak nie. Die enigste een wat daardie gesag en mag het, is Jesus Christus alleen. Amen. Niemand anders nie. Hy sê, dis wat hy daar bedoel toe hy sê, maak die sterk man, nou wil ons altyd hoe ons wil. Ja, dis belangrik, duiweluitdrywing, dis heel iets anders. Moenie dink, daar praat jy teen die woord. Nee, ek praat nie teen die woord, ek praat ander goed. So, dis belangrik om te weet vanmôre, daardie vergelyking wat Jesus daar maak, sê hy, ek gaan die sterk man vasvat. As ons by die Here uitkom, dan sê hy, kom ons vat hierdie sterk man vas, want hy sit met my besittings. Die Satan sit en belieg ons. Die sterk man is in beheer van jou mind. Hy kan aan jou as mens, kan hy niks doen nie. Maar hy kan vir jou belieg. Hy kan vir jou leuns vertel. Hy sit met hierdie leuns en die probleem is,
Ons glo dit. So hy sit en bind jou met leuns. Hy sit hou vas jou met leuns. En Jesus kom en hy sê, kom ek vat jou vas. Gee wat myne is. Hy sê, as hy hom vasgevat, wat is die besittings? Dis ek en jy. Dis ek en jy. Hy sê, kom uit, ek vat jou vas. Dis die redding. Jy sien, ons was in 'n tronk gewees. Baie van ons kom by die Here uit en ons sit nog altyd in hierdie tronk met ons mindset. Jy sien, verstaan jy so, as die oomblik as ons oorgee en sê, Here, ek struggle met hierdie ding, of daar's dinge wat die Gees van die Here identifiseer in ons lewe, en ons besef, maar hierdie ding, dis hoekom hoogmoed moet nie meer plek in jou lewe hê nie, man. Ons moet hierdie trots en hierdie gemors uit ons lewe uitkry, sodat die Gees van die Here hierdie sterk man kan vasvat en sê, jy gaan nie meer my kind bind in sy mindset en leuns vertel, en dan sit ons in hierdie tronk, en ons sit en glo elke woord van hierdie leuen nie, van hierdie vyand se gedagtes nie. Verstaan jy? Jesus wil ons uitlei, man. Hy wil jou uit hierdie tronk uitkry. Gee hom die kans, gee die Heilige Gees van God vanmôre kans om jou uit te vat. En die eerste ding wat ek vanmôre wil noem, is die demoon van leuns, 'n leungees, 'n leuen. Verstaan jy, al wat hy kan doen is om jou te belieg. Dis wat dit is. Het jy iets goeds in die vyand gesien? Het jy iets goeds in 'n demoon of die Satan gesien? Behalwe die woord sê, hy's die vader van die leuen. Hy's die vader. Nou mense, as die woord sê, hy's die vader, dan beteken dit vir my, dat die leuen is gebore uit hom uit. Hy weet hoe om te lieg. Ek en jy dink ons weet hoe om te lieg. Hy weet hoe om te lieg, want hy is so perfek in leuns, dat hy jou kan sit en hou vas in hierdie leuen, en ons kom nie vry as kinders van God nie. So baie van ons sit in hierdie gevangene. Wie wat vir my hartseer is dat ons, baie van die kinders van die Here, hoe stuur die Satan vir ons? Behalwe om na God te gaan, stuur hy vir ons altyd na ander mense toe. Ons raadpleeg al wat 'n ander mens is, behalwe vir Jesus Christus. Ons raadpleeg almal. En dis wat, jy's so 'n ou vrou, ek het al so een keer gepraat, maar hulle seker al 'n heel paar, Mariette Teenissen, ek het al oor gepraat, maar ek wil maar net weer vanmôre, wil ek net een van hierdie leuns uithaal. Daar's 'n trop van hierdie leuns, hierdie waarsêer geeste, hierdie valse leraars, dis almal wat oor jou pad gestuur word deur die Satan self. Verstaan die mense, dis hoekom ons die woord van God moet ken. Dis belangrik dat ons die woord van die Here moet ken, sodat ons kan vrykom van die leuen van hierdie Mariette Teenissen wat vir jou ons nou altyd vertel, hoe jou, wat vir my so hartseer is, ou koning Saul doen daar dieselfde ding. Dis daarom hartseer om te besef, dat God het jou koning gemaak, man. Koning, God het jou gesalf as koning. Elkeen van ons is gesalf. Is dit nie kosbare gesalf, maar op die einde van die dag, dan beweeg ons as gevolg van 'n leungees, beweeg ons weg van die Here af. Stelselmatig begin beweeg ons weg, en op die einde van die dag, dan is ons so ver van die Here af, dat ons 'n waarsegster moet loop, raad vra. Ons moet iemand anders loop raad vra rondom ons probleme. Behalwe om die Gees van God. Mense, weet hoeveel probleme sit ons mee? As ons net, jy sien, God bring situasies oor ons pad. Amen. Verstaan jy? Ons is in die holte van sy hand, soos wat ek nou Woensdag ook weer gepraat het. Ons sit hierso, so alles wat met jou gebeur, alle omstandighede, enige ding wat met jou gebeur, is met God se toestemming. Daar's 'n rede hoekom jy deur dit gaan. Die storm, die alles, moenie die mens raadpleeg nie. As ons mense raadpleeg, dink dis waar die woord ook vir ons baie. Hy sê, vervloek is jy wat op die arm van vlees vertrou. Amen. Vervloek is jy. En jy sien, God sê, vervloek is jy. Want ons trust mense, ons wil by diene hoor, ons wil by die pastoor hoor, ons wil nie by die dominees en wie ook al, ons wil by hulle raad, man, hy het nie die raad nie. Die Heilige Gees van God is die een wat vir jou kan raad gee. Ek sê nie, ons moet mekaar nie ken in omstandighede. Ons kan sê, man, bid vir my, maar wie is die een wat weet, wat
Jy moet deurmaak. Wie is die een wat hierdie storm oor jou pad gebring het? Ons is in die hande van die Here, so dis hy wat dit toelaat. En nou gaan raadpleeg ons, soos 'n koning Saul, gaan raadpleeg ons. Jy sien die leengees, daardie demoon, en wie jou hartseer maak ons vir God. Wie jou hartseer maak ons God, as ons iemand anders raadpleeg, maar ons sê ons is kind van die Here. Ons soek hulp in die wêreld. Ons soek hulp by mense wat ver van God dalk af is, man. Mense wat self nie weet wie God is nie. Maar ons sê ons is kind van die Here, maar ons raadpleeg die wêreld. Ons wil by hulle weet. Hoe hartseer om as 'n koning, 'n gesalfde van die Here, by 'n waarsêer gees te loop vra. Help my. Help my. Mense, daar's geen groter voorreg vir die Here as 'n kind wat in geloof wandel en by hom vra, Here, ek verstaan nie. Ek weet nie hoekom ek dit deurmaak. Ek verstaan nie op hierdie oomblik nie, maar ek weet dat U sê alles werk ten goeie vir my as ek U liefhet. Alles werk. So verstaan nie vanmôre, God het 'n belofte gemaak teenoor my en jou. 'n Ander ding wat ek vanmôre wil uithaal is hierdie hoergees. Dit het nou, die Here gebruik maar net 'n hoergees, maar dis eintlik Hosea 4 praat spesifiek van hierdie ding. Hy sê, Israel, julle is besig om te hoereer met ander afgode. Verstaan nie, gaan lees Hosea 4. Dan sommer die hele Hosea 4 en lees sommer vir hele Hosea. Dis altyd beter, lees sommer die hele Bybel daarso. Dan weet jy presies wat aangaan en weet jy ek lieg nie vir jou nie. Verstaan jy, so hier kom God aan die beskuldig. Hy sê vir Hosea gaan vat vir jou 'n prostituut. Dis dan wonderlik hoe die Here met die ou klomp profete daai tyd. Ek is dan ook partykeer bly. Hier staan so vals. Ek wil amper sê iets anders. 'n Profete en apostels. Maar die goed wat hulle self gemaak het, uit die bose uit die klomp gemors. Dis bose drekgoed. Dis demoniese drekgoed. Wat hulle self hier profete en apostels, en hulle verlei die kinders van die Here. Hulle verlei Gods manne en Gods vrouens in die boosheid in. Binne in afgronde in. Ja, ek spreek dit. Ene Doudag by, jy sê, pastoor Willem, jy moet laat hulle profeteer. Ek sê, ek sal nie. Daar's nie manier dat hulle hier profeteer nie. Want hulle is so ver van die Here af, maar hulle wil kom skade aanrig. As hulle dit kan doen, daarmee is hulle goed genoeg. Want wat wil jy profeteer wat reeds in die woord van God staan? Ek sal dit nie, daar's nie 'n manier, want God het nie op my hart gelê nie. Dis hoekom die Here gesê het, Hosea, gaan trou met 'n prostituut. Nou wat is 'n prostituut? Dis 'n hoereer, dit is 'n vrou wat op 'n rondtoer. Verstaan jy? Hy sê gaan trou, want my volk maak my hartseer. En hy gebruik hierdie voorstelling van Hosea. Hy sê gaan trou met 'n prostituut. Ek wil vir my volk iets wys. Hy sê en dan wil ek hê jy moet sommer kinders op by haar kry. En sy kry 3 seuns en elke seun het 'n eie naam. En hierdie naam beteken elke keer hier sal bloed vloei. Ek sal nie meer saam met jou wees nie. Ek sal nie meer jou God wees nie. So elke seun van die het 'n betekenis. En God probeer 'n boodskap deurgee na sy volk toe. Hy sê ek sien wat julle doen. Julle is besig om te hoereer met ander sondes, met ander afgode. Julle is besig om weg te raak van my. Mense, ons kan miskien vanmôre daai kant toe wys. Nee, maar dis 'n Ou Testament, maar tot vandag toe hoereer ons met ander afgode. Ons het afgodetjies in ons huise wat vir ons baie meer belangriker is as die woord van die Here. Ons het dinge, wie tot jou kinders kan 'n afgod word. Jou vrou of jou man kan 'n afgod word. Ons jong mense het soveel idols hier buitekant wat afgode is. Man, jou besittings kan vir jou afgod word. Daar's soveel dinge wat vanmôre 'n afgod. Verstaan jy wat die Here sê? Ek is 'n jaloerse God. Jo, man, ons God is 'n jaloerse God. En hy soek jou volle aandag. Hy wil alles van jou hê. Hy wil nie net 'n bietjie van jou nie. Hy wil jou alles hê. Verstaan jy? So die Here spreek ons vanmôre aan. Hoekom is ons verhouding met God nie warm en vol vuur nie? Is ons nie vanmôre dalk besig met 'n ander afgod nie? Is ons nie dalk besig met iets anders, dat dinge in jou lewe skeef loop? Want daar's beloftes
beloftes in die woord van die Here. Matteus 6 kan jy heel gaan deurlees. Daar's beloftes. Maar wie God is so getrou. Hy sê vir hulle, as hulle terugdraai. En so het hierdie vrou gehoreer, en sy het met ou Hosea getroud gewees, sy het seuns by hom gehad, maar nog altyd, hoor mooi wat ek vanmôre sê, nog altyd het sy gehoreer met ander mans ook. Ek dink jy het seker al daai movie ook gesien, met ander mans gehoreer. En op 'n dag, toe sy klaar gebruik is, deur die manne, toe sy opgebruik is, laat sy op die grond lê, verwoes, haar lewe uit mekaar uitval. Ja? Is dit nie waar nie? Toe haar lewe uit mekaar uitval. Verstaan jy vanmôre wat die Here vir ons wil deurgee? Hy sê hy sal vir jou los, hy sal toelaat, hy gee vir jou rou om te horeer met hierdie bose wêreld. Hy gee vir jou rou om te horeer met hierdie bose wêreld as hy doen dinge. Maar hier dieselfde God sê, hy sal wag, my oë is op jou, ek sal vir jou dophou, want die liefde van God is te groot. Die liefde van God, as jou hart op daardie oomblik kan draai, en hy weet en hy sien, maar hierdie horeer met die wêreld het my weggevat. Verstaan nie vanmôre wat die Here vir ons wil sê. Die Satan is besig om wêreldse dinge in jou lewe in te bring, om jou weg te vat in jou verhouding. Die Here jou God moet jou alles wees, jou eerste wees, en hy vat, jy sien, hy verblind jou oë, eers deur leuns, en dan kom hy deur hierdie hoergees, en hy stel ander gode aan jou bekend. Ander dinge wys hy vir jou. Maar die oomblik, as ek en u vanmôre voor die Here kan loop lê, en ons kom op 'n punt, ek is jammer Here, ek is verwoes. Ek is verwoes deur die wêreld, soos daar die prostituut verwoes is, misbruik deur mans. Misbruik op die grond. Niemand gee meer om nie, want jy sien dis wat die Satan maak. Hy vat jou na 'n hoogtepunt in die lewe, en jy floreer daar, en skielik dan los hy vir jou, dat jy moet vir jou doodval, want sy gedagte is een ding, pleeg selfmoord, want jy's te sleg. Pleeg selfmoord, maak klaar met jou lewe, en daardie oomblik as jy op die grond lê, en hierdie gedagtes kom op, dan kom hierdie liefdevolle God, wat jou gelos het, jy sien, sy oë bly altyd op jou, hierdie liefdevolle God, en hy kom soos Hosea, hy sê vir Hosea, gaan haal jou vrou, gaan vat jou vrou terug. Daardie vrou wat moeg en uit mekaar gehoreer is, deur die wêreld gaan haal haar, versorg haar weer. Dis ons God. God gee nie op jou. As jy dit wat ek begin het, sal ek klaar maak. Mense, weet jy wat die Here vanmôre vir ons probeer deurgee? Besef wat die Satan vanmôre besig is om jou lewe te verwoes, dat jy moet vir God skuld gee. Maar as jy daar lê, sal God jou optel. Hy sal jou weer 'n kans gee. Ander ding is 'n familiêre gees. Jy sien, familiêr beteken ons eintlik ons praat sommer van hansraak. Dat ons nou nie vreeslik hoog wees vanmôre, sommer hans word. Dis jy kry mos daardie mense, daardie vriende, daai familie wat so hans is. Hulle weet van jou alles, hulle besluit vir jou alles. Dis as jy jou gedagtes lees, hy weet presies hoe jy dink en hoe jy gaan reageer. Dis daardie tipe, dis 'n hansgees. Hy's in jou, hy's so onder jou vel. Hy besluit vir jou, hulle besluit vir jou. Het jy ook sulke familie? Ek het sulke goeders. Hulle besluit vir jou. Ek het sulke vriende. Ja, jy sal ook ek het sulke goeders. Hulle so hans dat hulle vir jou sê alles wat jy moet doen. Ek praat nie van man en vrou in die huwelik, ek praat van hierdie hansgoed wat so hang hier in jou huis. Hierdie goed wat vir jou wil voorsê. Nou hier praat van 'n familiêre gees, dan praat hy van 'n hansgees wat in jou, hy ken jou ins en outs heeltemal. Hy besluit vir jou. Hy sal vir jou sê, want die oomblik toe Jesus in my lewe gekom het, toe kom maak hy my nuut.
En die Satan kom, hierdie gees kom sê vir jou, nee, jy's nie so nuut nie. Nou, hy begin teer weer op hierdie nuwe gees. Hy laat herinner jou, nee, jy's nie so nuut nie, jy's eintlik sleg. Jy vergeet wat jy gedoen het, waarmee jy besig was en al hierdie dinge. Verstaan jy, dis 'n Hansgees, 'n familiêre gees. Hy weet waar jou swak plekke is. Hy ken jou sterkpunte en hy teer op hierdie dinge. Verstaan jy, hy wil hê jy moet terugval. Hy vat jou nie na die nuwe hoogtes en nie, hy bring jou terug. Hy wil jou vernietig. Jy sien, want as ek nie weet wie ek is nie, as ek nie glo wie ek is nie, as ek nie glo ek is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus nie, as ek nie glo dat hy my nuut gemaak het nie, as ek nie glo dat hy my sondes vergewe het nie, as ons nie hierdie dinge glo dat die volheid van die Heilige Gees nou in my lewe manifesteer nie, dan sal ons nooit 'n nuwe mens kan word nie. Ons sal altyd 'n leenaar wees, want ons sal altyd glo dat die vyand is die een wat wen. Nee, my broertjie, my sussie. En dan die laaste, en ek wil nou nie vreeslik tyd mors nie, dan praat ons van die gees van die Antichrist. Die gees van die Antichrist. Daar in Matteus 4. Matteus 4, waar Jesus op die berg, waar hy uit die woestyn uitkom. Wie wat maak die gees van die Antichrist? Hy kom besoek jou, wanneer jy op jou sterkste is. Hy kom besoek jou, wanneer jy op jou swakste is. Hy kom besoek jou, wanneer jy nie wil besoek word. Hy kom besoek jou. Ek net hier so, nou die weer ook hier 'n bril nie. Hy versoek jou. Die ding lê hier. Hy misbruik jou goeie begeertes. Hy beïnvloed jou gedagtes. Hy wil jou vernietig. Hy volhard in hierdie dinge. En hy verdraai God se woord. Is daar nie een ding? Die Satan vanmôre mense. Dit wil vir my sê 24 uur in 'n dag is hy op jou keus. Of jy swak is, of jy sterk is, wat doen hy daar met Jesus? Hy sê, as u die seun van God is, hoor nou net hoe versoek jou. As u die seun van God is, spring van hierdie berg af. Hy wil jou vernietig. Ja? Hy wil jou vernietig. Hy wil jou so beïnvloed. Hierdie gees van die Antichrist. Hy wil jou verwoes. Mense, dis hoekom ek vanmôre sê, kies jou vriende reg. Kies jou vriende reg. Want wat in jou hart is jou vriende. Moenie jou vriende skuld gee nie. Wat in jou hart is jou vriende. Want jy word geken aan jou vriende. Die wêreld, ander mense sien jou aan jou vriende waarmee jy vir jou meng. Is jou vriende op 'n punt dat hulle vir jou nooi kerk toe? Is jou vriende op 'n plek dat hulle vir jou ondersteun in jou omstandighede? Is jou vriende daar om met jou te gesels oor die Here Jesus Christus? Is jou man, is jou vrou, is jou familie, is hulle so dat hulle jou ondersteun? Ek kan vir u sê vanmôre dat in die reep dan in Keetmanshoop in Namibië waar ons besig was, ek kan vir jou vanmôre sê dat almal praat altyd van ag, wat 90% plus van hulle val terug. Ja, jy's reg. Want jy sien, hulle gaan terug na huise toe, waar daar geen ondersteuning is nie. Daar's geen support nie. Weet jy, was my hartseer, as ek so huweliksberadings gehou het, en huweliksverrykingskampe, dis hartseer, wonderlik, blommetjies en al hierdie drekgoedjies, dis toch te pragtig, wonderlik is jou blommetjie, maar 'n blommetjie beteken niks, as jy nie die blommetjie in jouself is nie. Verstaan nie? Dan beteken 'n blommetjie niks nie, man. 'n boksie chocolate beteken niks. Ons praat van 'n hand in die donkerte. Ek het so 'n preek rondom dit. Deur die dag word dit al die hele jou uitgevloeke, geskelle, geremoer. Maar vanaand, dan is jy reg, as jy in die bed is, as jy hand hier in die donkerte loop voel, dan moet vrou lief reg wees. Dan moet sy gereed wees. Maar jy, en dan vice versa dieselfde. Moenie laat hulle die manne hier toi soos hulle hiermee gedreig het al nie. Dieselfde met ons vrouens.
Mense, hierdie dominerende vrouens in die huise, God sal met jou begin afreken. Wat op jou man se kop sit. Ja, dis nie jou plek nie. Dis nie jou plek nie. En hier's 'n paar pastore wat hierdie gemors support. Dis 'n gees van die Antichrist wat jou weglei van God af. 'n Vrou wat op haar man se kop wil sit, is 'n bose rebel. Dis 'n ding wat nie in 'n huwelik. Ek is so spyt dat daai man in jou behoort, maar jy as man kry bietjie ruggraat, man. Jy weet mos wat God van jou verlang. Is dit die mense? Dis wonderlik. Mense, dit is hierdie wonderlike verhouding. Verstaan jy, as ek vanmôre hierdie dinge aanpraat, dan is dit omdat hierdie gees van die Antichrist, hy wil vir jou wegvat van die Here af. Hy wil verhoudings breek. Hy wil verwoes. En as ons nie kan openbaar die mense, ons kan nie aangaan met sonde nie. Ons kan nie aangaan met die verkeerde dinge en verwag dat ons in 'n verhouding met ons lewende God kan staan nie. Ons kan nie met hierdie dinge aangaan en op die einde van die dag sê ons het die Here God lief. Jy het hom nie lief nie. Jy het hom nie lief nie. Want liefde is gehoorsaamheid. As jy God lief het, dan is jy gehoorsaam. Is dit die ware mense? Moenie, kom ons kom nou op 'n punt dat ons sê, man, ek het nou genoeg geleef. Ja, ek het nou genoeg in 'n leuen gelewe. Ek het genoeg, ek is klaar met hierdie ding. Ek wil op my plek kom, man. Ek wil op my plek kom. God wil ons seën, my mense. God wil vir ons daar wees. Ons kan nie sê die 10 daar eers groot geword die Here jou God lief het, maar ons is ongehoorsaam aan die woord van die Here. En ons hou vas hierdie kant, is ons besig met sonde, maar hier wil ons God dien. Jy is met boosheid besig. Jy is met boosheid besig. En ek hoop daar meer ruggraat predikers wat 'n slag wil praat oor hierdie boosheid. Jy is op pad hel toe. Jy is op pad hel toe. Want jy rebelleer teen die woord van God. 'n Mens wat God liefhet, identifiseer hierdie demone wat in my pad staan om die volheid van die Heilige Gees te geniet. My mooi verhouding met God te geniet. Ons kan nie in die wêreld en een kant vir God nie. Ons het 'n jaloerse God. 'n Jaloerse God. En hoe beter en hoe vinniger ons hierdie ding bely. En ek het nie nodig om jou te oortuig nie. Jy ken jou hart. Jy ken jou hart. Ek het nie nodig. Ek wil jou nie eens oortuig nie. Ek bring vir jou die woord. Jy ken jou hart. Mense, ons wil geseënde verhoudings hê. Ons wil geseënde verhoudings hê, maar ons wil dit op ons manier hê. Ons kan nie dit so nie. Kom ons breek hierdie ding. Kom ons identifiseer. Here, ek sien nou my verhouding. Ek sit in hierdie emosionele toestand. Ek sien hoe die Satan my vernietig het tot nou. Maar ek kom vanmôre en ek bely dit voor U. Ek maak skoon vanmôre. Want ek sien wie is hierdie demoon. Ek het hom identifiseer. Here, kom vat hom vas. Vat hom uit my lewe uit. Kom vat, want ek behoort aan U. Ek behoort aan U. Kom haal hom uit. Hy's besig om my te vergiftig. Hy's besig om my te vergiftig. Hy's besig om my sielsdimensie te vergiftig. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ek kom bid vanmôre, Here, dat U vir ons hierdie demone wat so beskuldigings teen ons inbring, Here. Wat ons lewe so kom opneem. Hierdie sterk manne wat vir ons kom bind in ons gedagtes, Here. Here, en wat vir my wonderlik is, dat U identifiseer sommer vanmôre ook dat hierdie bose, hierdie demoniese mag saamwerk, Here. Hulle is in bendes, Here. Hulle is in sulke spanne. As die een hiermee besig is die ander een daar besig.
Maar ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U dit vir ons sal oopbreek. Dat ons vanmôre net een hartklop sal hê, en dit is om ons verhouding met U te herstel. Dat U vanoggend vir ons sal sien, soos hierdie ou prostituut Gomber, wat op die grond geloop lê, uitgehoereer, verwoes deur die lewe. Maar dat ons vanmôre hier kom staan en sê, Here, my sielsdimensie, my gedagtes, my emosionele lewe, my alles is so verwoes deur hierdie sterkpan wat in my mind sit, dat, Here, ek glo nie wie ek is nie. Ek weet partykeer nie wie ek is nie. Maar vanmôre kom U, Here. U kom vanmôre, my God, en U kom maak my vry. Here, dat ons vanmôre so belangrik, dat ons by die regte geselskap sal meng, my God. Dat ons by die regte mense sal meng, Here. Mense wat ons sal opbeer in die Here. Vriende waarmee ons oor die Here Jesus kan gesels. Wat vir my lekker is, dis vir my lekker om by hierdie mense te kom, want hulle beer my op, en ek kan hulle opbeer, ons deel brood met mekaar. Dis soos die woord, is die brood met God. Ons kan brood breek, dis so lekker om te gesels oor die dinge van die Here, want my hele lewe vanmôre, Here, gaan oor U. Niks in hierdie lewe is meer belangrik as dit nie, Here. Niks, my God. Dankie, o Heilige Gees, vir 'n vernuwing, vir 'n herskep. En vanmôre weet ek weet vanmôre sit hier mense, Here, wat 'n begeerte het, wat 'n uitroep vanmôre het, Here. En ek bid vir elkeen van hulle, my God. Ek tree vir elkeen van hulle in, Here. Here, ek bid vanmôre, o Heilige Gees, dat U in elkeen se hart openbaring sal gee waar dinge nie reg is nie, Here. Waar 'n lewe verwoes voel, my God. Waar ons vanmôre voor U net kan kom stil raak en sê, Here, ek is nie oorraai vandag nie. Ek is nie op die plek wat U my wil hê nie. Here, ek sny af hierdie bose, trotse gees wat in ons harte is, Here. Wat sal mense van my dink en sê? Here, maar ons gee nie meer om wat U sê nie, Here. Ons worry nie meer wat U sê nie, my God. Ek bid vir elke een, ek bid vir die mense wat kyk vanmôre. Here, ek bid vanmôre vir herders, vir godsmanne en vrouens wat sal opstaan en die volle waarheid van die Here Jesus sal deurgee. Want dis net die waarheid wat ons kan vrymaak, Here. Here, ek tel ook in ons gemeente op, hier so ou slaapgees, my God. Dis 'n ander demoon wat probeer. Ek dink die Here, U wys dit vir my op hierdie oomblik. Wat die vyand kom, op hierdie oomblik wys U nou vir my, waar die vyand kom en hy steel hierdie saad, voordat dit kan begin groei. Ons moet bid vir vuur, voor ons na die huis van die Here kom. Hierdie doodsheid waarmee ons na God se teenwoordigheid toe kom. Here, dankie vir die identifisering. Dankie, o Heilige Gees, vir wysheid vanmôre. Dankie dat U dit vanmôre openbaar. Dat ons hierdie slaapgees sal aanspreek, my God. Dit sê vir my wat in ons harte aangaan. Daar's nie meer vuur nie. Daar's nie vuur nie. En net U, Here, net U, Here, kan hierdie vuur weer aansteek. Soos U die slaapgees sien, sien U ook vanmôre die trane van elkeen wat uitroep in ons binnekant. U sien die trane, U sien vanmôre die harte. U kan sommer net so waar U sit, net 'n hand opsteek as U vanmôre spesiaal vanmôre. U hoef hier te kom staan, U kan net hand opsteek. Kom ons breek daardie trotsheid af. Kom ons breek daardie muur af. Kom ons breek dit vanmôre af. Want God sien vanmôre af. Halleluja, vir elke hand wat vanmôre opgaan. Jy's nie minder gelowig nie, jy's nie meer gelowig nie, jy's net gehoorsaam. Jy ervaar net en jy beleef en jy sê dankie Here. Dankie my God vir dit wat U besig is om te doen in my binnekant.
Dankie vir die vernuwing, Here. Ek glo nie meer die vyand se leuns vanmôre, Here. Dankie vir die vernuwing, my God, wat U in my hart bring. Ek glo nie meer, Here. Ek glo dat U my kan herskep en kan optel. Here, ek bid vir elke hand wat opgegaan het. U ken die storms wat in elkeen se lewe aangaan. U weet wat se omstandighede hulle deurgaan, my God. Daardie een wat daardie demoon wat jou laat voel vanmôre dat jy in niks werd is. Dat jy nie goed genoeg vir die koninkryk van God is nie. Daardie een wat jou identiteit wil vernietig in die Here. Daardie een wat wil hê dat die ou mens by die nuwe mens moet raak vra. Daardie demoon wat wil hê die ou mens moet by die nuwe mens, God het jou 'n nuwe mens gemaak. Nou moet die ou mens, jy moet by die ou mens loop raak vra. Ons kan mos nie by die ou mens waar God ons nuut gemaak het. Die ou mens is verby, die ou dinge is verby. Wat verby is verby. Dis klaar. God dink nooit weer daaraan nie. Maar hierdie Hans Gees wil hê jy moet dink, jy moet by hierdie ou dinge loop raak vra. Die dinge wat jy gedoen het, jy was nie so sleg daarmee gewees nie. Jy het nog al heel alright gedoen daarmee. Ons kom breek vanmôre daardie leuen. Ons kom breek vanmôre daardie handskyk van hierdie demoon wat jou lewe wil vernietig en in beheer van jou lewe wil wees. Want die Heilige Gees van God, Here, moet vanmôre, U moet totaal en al beheer in my lewe hê. Totaal en al, Here. Dan sal ek my vreugde en my liefde en geluk weer terugkry. U het elke hand gesien. En U sal verder die naprediker wees, o Heilige Gees. Amen. U is welkom. U is werklik welkom om vir my te kom sien as dit gaan oor die dinge van die Here. As daar iets is in U lewe, mense moenie skaam of bang wees. Moenie trots hê, vergeet van trots hê. Want trots en hoogmoed en al hierdie dinge vat vir ons weg van die Here af. Niemand hoef te weet nie. Kom besoek my, sê vir my, jy wil my nie eers hierso besoek nie. Kan ons iewers gaan sit en koffie drink op 'n ander plek? Ek moet nou ook nie, as ek met iemand sit en koffie drink, magtig daar sit en ek geweet daar's fout met hom. Mense, asseblief, kom uit. Kom ons maak skoon, man. Kom ons verwyder hierdie goed. Want jy sien die woord van die Here sê, 'n trotse mens is 'n rebelse mens en 'n rebelse mens word vergelyk met toordery. Jy's op dieselfde level as toordery. En in toordery en 'n moordenaar sal die koninkryk vir God nie ingaan. Ons moet self breek. God kan jou nie breek. Jy moet toelaat dat die Gees van die Here breek in jou lewe om jou 'n nuwe mens te kan maak. Is dit nie waar nie? Al lê jy soos Gomer, die prostituut op die grond, maar God sal iemand stuur. Want die woord sê, ek is jou maker. Ek is jou maker, ek is jou bruidegom. So ek sal terugkom, ek sal nie vir Hosea sê, gaan tel jou vrou op, na sy gehoreer het, en ek los jou nie. Want ons kan vir Jesus sien in die vorm van Hosea, waar hy terugkom en sê, kom, ek het gesien waarmee jy besig was, maar kom, ek tel jou op. En ons sien hoe goed dit gegaan het. God het alles herstel. Die huwelik met hom presteer. Amen. Nou het ek seker genoeg gepreek. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Kom loop, moenie. Ons sing hier klaar maar kom maar met die kortine. As ons hier klaar is, ons gou vir daai stukkie. Ons kan nou die daai uitlos. Kom ons by nou. Wie sal sê van sy liefde? Verrukking vervolging of zwaar, maar in
Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Hoor wat hy sê. Amen. Ons hoor wat die Here sê. Kom ons sit. Ons hoor wat die Here sê. As die Here jou by jou naam geroep het, jy hoor dit nog nie. Goeiemôre almal. Goeiemôre. Ek kan sommer sien almal het 'n glimlag op die gesig. Ek hoef nie te vra hoe dit gaan. Met my gaan dit ook goed soos julle kan sien. Ek loop nog steeds in die mooi veld van die Here. Hy sorg vir my. Amen. En as ek nou nie so baie hier nie, ek loop op plekke wat ek wonderlike dinge ervaar. Partykeer is dit nie so wonderlik nie, maar die ander is wonderlik. Ek het 'n storie om te vertel, maar die sal ek vertel na ek klaar gespeel het. Dan wil ek so 3 minute van julle tyd wil ek maak. Ek kan julle na 'n ander storie luister.
ek sit donderdag en ek kan maar die besigheid se naam noem by Fitheid in Appington. Laat banne op die kaarse. Verloops, die plek is in die ou Joodse sinagoge, hulle kantore en goed, hulle het hom aangebou, is die ou Joodse sinagoge, soos ons in vroeger jare daar geken het. Wat ek kom sit, hulle het so 'n sitkamer en jy kan nou koffie daar drink, of wat jy wil hê. Hulle ken nou al vir my maak hulle sommer koffie en gee, want hulle weet ek is baie lief daarvoor. Maar ek sien daar in een van die stoele sit 'n ou, en daar sit iemand by hom, wat dan praat, maar ek sien. Hy is regtig wat jy kan sien, hy moet siek wees. As jy sy gelaat kyk, hy het so 'n blou pers, lyk sy gesig. Nou sit jy mos, nou sit 'n wonder jy. Maar die man, jy kan sien, hy is 'n boer. Hy is so aangetrek met sy kakie kortbroek en die kakie hemp en hy het so 'n klein laphoedjie op, soos die ou gesê het, die hoedjie sit soos 'n pampoenblaar op sy kop, so half ingetrek. En toe die man nou later daar weg is van hom, hy sit nou met 'n glas water daar voor hom. Toe gaan sit ek nou daar langsom, maar so raak ons in die gesels. Maar kort na hoes hy. En later vra ek vir hom, want jy kan mos ook nie iemand so vra en ek vra, want hy is heel wat jonger as ek sê, jong, het jy sukkel jy met jou bors? Hy sê, ja man, dit is 'n baie lang storie. Sien toe, hy drink sy pille, dis hoekom hy die water hy het seker vir hulle 'n water gevra voor hy daar gekom het. Hy drink van die pille en goed, hy sê, hy het verskriklik met sy rug gesukkel, rugpyn en alles. En hy spesialiste toe Kaap toe. Hy sê, en die manne, die spesialiste daarvan gesê, ons kan niks in jou rug doen nie. Hy sê, en hy dink daarvan na, want hy ry elke dag met die trekker en hy bewerk sy grond. Hy sê, en hy besluit, nee, maar iemand sê vir hom, hy gaat Bloemfontein toe. Hy sê, kom op Bloemfontein, en hulle sê vir hom, nee, jou rug moet keer niks nie, dis jou heup. Jy moet 'n heupvervanging kry, dis daarvan waar die pyn kom. Hy sê, en hy is terug huis toe om dit te gaan regmaak, hulle moet nou oor 'n tyd, moet hy nou gaan vir die operasie. Hy sê, en hy kom die Saterdagmiddag uit die land uit met die trekker, en die aand kry hy 'n hartaanval. Hy sê, toe sit nou weer nuwe moeilikheid. Hy sê, en hulle kry hom nou weer so met die hart, en hy is weer Bloemfontein toe, behandelinge goed, en dit gaan met hom goed. Hy sê, en toe hy nou weer op dreef is, toe sê hy, maar hy wil dan nou die operasie hê, en hy gaan nou na Kaapnouders toe, dis die chirurg in Appington, en Kaapnouders sê vir hom, nee, jy sal moet eers na terug gaan na die dokter van jou toe, jou hart is te swak, ek en die narkotiseer sien nie kans om jou te opereer. Hy sê, en hulle gaan en weer terug na die dokter toe in Bloemfontein, en die stuur 'n brief vir hulle albei, sê nee, julle kan hom maar sny, hy is reg. Hy sê, en so het hy nou die heupvervanging gekry, en die pyn is weg, en dit gaan met hom goed, en fisioterapeut, en hy leer ry. Hy sê, nog vroeger as wat hulle gesê het, sy vrou sê nog vir hom, jy kan nie ry nie, hy sê, man, hy het gesê, ek kan ry, reg, en hy gaat weer aan. Hy sê, en toe gaan het nou met hom goed, hy sê, en toe begin hy kry die pyn hier in sy bors, hy sê, en hy is terug, die slaggat stuur hom Kimberley toe. Hy sê, maar hulle tel niks in sy bloed op hier. Hy sê, en hulle het van gesê, hulle gaat hom 'n snytjie maak, en hulle maak hom 'n groot sny agter sy blad, en hulle vat op die opsie, en hulle sê vir hom, meneer, maar jy het langkanker. En hy daar vanaf teruggekom, en hy sê, die pyn, hy sê, in sy boorlyf is ondraaglik, hy sê, en die pille wat hulle hom gee vir die pyn, raak later dat hulle nie meer werk. En hy gee vir hom nuwes, hy sê, en die nuwes het ook net 'n tyd lank, toe sê hy vir die dokter, hulle werk ook nie nou meer, hulle vat ook nie meer die pyn nie. Hy sê, en hy gaan toe, hulle gee hom toe hy sê, dis 10 sakkies wat jy koop, hy sê, saam met die antibiotika, kos het om R9.000 om die pyn om bedwang te hou. Nou vraag ek hom, jong, nou maar, jy sê dan nou jy siek, toe sê jou broer, hy sê, ek, die Here sorg vir my. Hy sê, ek doen elke dag my werk.
Hy sê, en ek sal ophou my dag om my werk te doen. As dit die Here se wil is, dat ek hulle nie meer moet doen. Kyk bietjie waar is daai man se verstand ingestel. Hy het besluit, want die Here besluit ons. Dis mos nie ons mense wat besluit het. En hy glo, want hy sê, hy sien al klare verbetering by hom. Hy glo dat die Here hom kan genees. Sien nie, ons sê mos ons het geloof. Ek praat nie van julle nie. Ons sê mos ons het geloof, maar het ons het regtig. As ek die man se toestand so kyk, en ek kyk hoe positief is hy. En dit wat jy daar sien, as jy hom so te kyk van 'n afstand af, dan sê jy dit nie glo, dis dieselfde man wat daar praat. Toe ek daarvan weg gaan, dan dink ek by myself, ek moet seker skaam raak. Ek wat so oor niks partykeer het lang. Ek kry die gedagte daar in Kemoes, is 'n oom, sy van 'n Steenkamp, nou bel sy broer om, toe vra hy vir hom, o broer, hoe gaan dit met jou vanmôre? Toe sê hy, jong, toe ek wakker geword het, toe is elke pyn nog op sy plek. En ons is mos nou so, ons klaar mos oor enige ding. Maar kyk wat sê daai man toe, en ek weet, 'n mens dink verder, as jy vat, ons moet almal eendag, moet ons na die Here toe gaan. Ons sê mos, ons moet daar kom. Maar is ons sake so reg? Ek het dit al op vorige keer gesê, die broer of suster wat jy nie kan vergewe nie. Ek lees nie in die Bybel dat hy sê, jy moet van hom hou nie, maar jy moet vir hom vergewe. Want dit is 'n opdrag, en Jesus het dit self gesê. Dan dink ek aan Tessalonisense 4, vers 13. Hy sê, allereerst sal die wat in Christus gesterf het opgewek word. Sien ons dan nie op na daai dag? Of wil ons vir mekaar, maar ek like jou nie meer, ek wil niks met jou te doen, en man, jy pak van my af. Dis mos hoe ons loop en dink, en dis hoe ons optree. Vriende, dis al wat ek wil gesê het, miskien beteken dit vir julle iets, dat ons die geloof moet hê, want kyk, waar kom, wys die Here vir my, waar is geloof by 'n mens. Baie dankie. Amen. Amen. Mooi getuienis, prys die Here. Daar is vir my niks so lekker. Ons is Pinkster. Ons is Pinkster. Ons is nie 'n dooie kerk. En as daar iets moois in ons lewe gebeur, kom sê dit. Amen. Als is dit vanmiddag 3 uur stap as jy uit. Regtig, ons is Pinkster mense. Ons kan die hele God se dag vir ons besig om te trek. Maar as dit by die dinge van God, dan is ons beperk. Ons is Pinkster, as ons staat maak en ons getuig dat ons Jesus in ons lewe het, dan geniet ons die tyd met hom. Amen. Dis vir my baie belangrik, mense. En ons moet begin tyd maak vir getuienis hiervoor. Werklik. Ja. 43 jaar terug se getuienis. Ons elke dag doen die Here vir ons iets nuuts, soos wat Loukie nou hier gepraat het. Dit is dinge wat stig. Dit is die dinge wat vir ons stig. Ons gaan tyd maak daarvoor. I don't care of dit nou net ek en Tannie Marlene is wat in die kerk sit. Regtig, en ek sê dit nou, al sit net ek en Tannie Marlene in die kerk. Ons moet begin tyd maak vir God. Werklik. Ons wil in die hemel, wil ons in die teenwoordigheid van die Here heeldag sit. Maar hier wil ons hom 'n uur gee. Jy gaan vir jou varsloop. Amen. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here dag. Lekker koffie hier agter. Vader, mag ons nou gaan in hierdie vrede en hierdie liefde van U, Here. Mag ons nooit vergeet wat U vir ons doen nie. Dankie my God dat ons kan weet as ons opstaan in die oggend dat dit U wil was. Dat U ons beskerm het as ons vanaand loop lê. Dat ons hele lewe in U hande sal oorgee, Here. En dan weet ons, dit sal met ons goed gaan, want U oë is op ons gerig. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja.